Gemeente, baie goeiemôre. Dis baie lekker om almal hier te sien en as ek vandag te veel links kyk, is dit net omdat ek seker maak Cecilia raak nie weer weg hier by die skuldbelydenis nie. Maar dit was amazing toe Annelies vorentoe kom en net aangaan. Hoor jy en die sanggroep, julle maak 'n hengse verskil elke Sondag. Ons moet dit net 'n slag vir julle sê. Vanoggend het ek gedink as ons bymekaar is die fokus daarop om tot rus te kom. Net nou gaan ek vir die kinders vra om vir ons 'n stoel ook vorentoe te bring. En 'n stoel hier voor in die middel te kom sit. En die bedoeling is dan met die stoel, 'n leesstoel wat daar gaan staan, gaan wees die leesstoel met die Heilige Gees, die kanselkleed wat daar is. En die bedoeling is om iets te sê en iets te probeer demonstreer van die verskil tussen in ons lewens om in die teenwoordigheid van die Here te wees, om te ontvang wat hy vir ons wil gee en om afwesig te wees dat die stoel leeg is. Met ander woorde, ek en jy as te ware is ons waar ons behoort te wees, sodat die Here met ons besig kan wees, met ons kan praat, ons kan lei. As ek begin met die woorde wat ons in Handelinge kry, moenie uit Jerusalem uit weggaan nie, maar bly wag op die Vader se belofte. En dan groet die Here ons en sê vir ons genade, barmhartigheid en vrede vir julle. Toe ons klein was, het ons 'n speletjie gespeel. Hulle het dit genoem stil speletjie. Kan julle stil speletjie speel? OK, hoe doen 'n mens dit? Jy bly stil. En jy sit doodstil. Gaan julle dit regkry? So as jy nou move, is jy uit. Ek begin nou. Wah. Nou sit julle so stil in die skool ook. Wie het uit? Wie's uit? Sê maar jy sit vir my verskriklik mooi stil. En nou gaan ek geen reaksie uithaker en jy sê nou hierdie triek klaar raak gesien. Nie eers 'n smile nie. Julle is great. So hoekom moet 'n mens in die skool stil sit? Ek gaan ook nou sit. Want jy moet leer. Ja man, leer jy by die skool? Tog 'n mens leer by die huis. OK, jy moet stil sit want jy moet leer. Kan jy luister wat sê die juffrou as die ander klompie rondom jou raas en te kere gaan? Nee. So partykeer moet 'n mens stil sit en mooi luister. Het jy al met iemand gepraat wat nie geluister het nie? Dit gebeur baie, né? Wie vertel? Wil jy vertel? Wil jy vertel? OK. So partykeer sal 'n mens ervaar dat iemand met wie jy praat, jy baie mooi kan hoor hoe hulle luister. Jy hoor hoe hulle luister. Né? Dan is stil. En jy hoor iemand luister na wat jy sê, wanneer die een kan sê wat jy gesê het. Partykeer sal een sê, is dit wat jy bedoel het? Is dit wat jy gesê het? Het ek jou reg gehoor? Nou om na die Here te luister, beteken soos in die skool ook partykeer moet ons gaan stil sit. Moet ons stil sit en moet ons bietjie luister na wat die Here vir my en vir jou sê. Ons moet gaan stil word om sy stem te hoor. Het iemand al op jou geskree? Dit gebeur ook, nee. Is dit lekker? Nee, sê lekker as iemand op my skree nie, nee. Maar wat gebeur is, die Here skree nie op my en jou nie. Hy praat met ons saggies. Maar soos iemand wat fluister. Julle geweet die onderwysers het 'n triek. As julle raas,
en besig is en aangaan. Wat maak hulle partykeer? Hulle praat net so 'n bietjie sagter. As jy bietjie sagter praat, is dit asof mense fyner wil luister, want hulle wil iets hoor en hulle kan nie nou hoor wat jy sê nie. Hierdie week gaan ons sê, hoe luister ons na die Here? Is julle ook reg om dit te doen? Hoe praat die Here met ons? Jy lyk of jy wil antwoord. Partykeer in drome, ja, in die Bybel lees ons hoe hy met Daniël byvoorbeeld in 'n droom gepraat het en vir hom iets vertel het. Goed, nog? Sê weer? Terwyl ons bid, ja. Terwyl ons Bybel lees, jy is my hele slim hoor. Maggies. Dinge wat gebeur in jou lewe. Maggies, my hele skerp vanmôre. Ek soek nog een. Dan dink ek julle baie goed gedoen. Wie wil nog sê? En wat ander mense vir jou sê, kan 'n mens partykeer die stem van die Here hoor. Partykeer sê mense vir jou iets. En wanneer jy dit hoor, dan weet jy, hierdie woorde is nie net woorde van die oom of tannie of ouma of oupa nie, maar dis woorde wat van die Here afkom. Goed, is julle reg? Geniet dit, geniet julle katekese, gaan leer verder dat julle so slim is. En onthou nou, julle moet stil wees in die klas, né? Dit is dalk maklik om vir kinders te sê, hulle moet stil wees. En stil bly. En mooi luister. Vir ons as groot mense is dit dalk nog moeiliker. Hier staan hierdie gedeelte in Jesaja 30 vers 15. Want so sê my Heer, die Here, die Heilige van Israel, in my bekering en rustigheid lê julle redding, in kalmte en vertroue lê julle krag, maar julle weier. Die ou vertaling het gesê, ons krag lê in stil wees en in vertroue. Ek het nou al op 'n stadium gewonder met die kinders, of hulle hierdie ding ken, maar julle sal dit beter ken, van ek wil self. Ken julle as kinders op daai tyd in hulle lewe kom? Hulle wil iets doen, maar hulle wil dit self doen. Gewoonlik is dit 'n foutjie en 'n bietjie van 'n gemors, maar ek wil self. Is dit nie partykeer ek en jy nie? Ons wil self. Ons wil inspring en dinge doen. Dink aan Moses toe hy met die rots moes praat en hy die rots slaan. Ons wil partykeer vinniger hardloop as wat die Here wil dalk hê ons moet beweeg. Of dalk partykeer is ons so aan die hardloop dat ons nie stil sit en luister na wat die Here vir ons sê nie. Hierdie Pinkstertyd, vanoggend wanneer ons saam is dit eintlik vir my iets om te sê, kom ons onderneem met mekaar om hierdie week tyd te maak om stil te raak. Tyd te maak om regtig na die Here te luister. Is die onderwysers in die kerk? Ja, dit is mos so dat onderwysers partykeer sagter praat en dan luister die kinders beter. Dit is 'n manier. Dis 'n baie oorwoë mening. Dis 'n manier. Daar's ander maniere ook. Die Here het ook 'n manier, maar sekerlik ook ander maniere om met jou en my te praat. Maar heel dikwels is een van daai maniere doeteenvoudig deur stil te word. Partykeer sien 'n mens hoe mense op die punt van hulle stoele sit. Dis is te ware om te sê ek is haastig, ek wil nie lank sit nie, ek sit net so effentjies. Maar partykeer soos die manne in Sutherland sê, as jy die dag hard gewerk het, kan jy gaan langbeen sit. Sien jy iemand wat terug sit en gemaklik sit? Wanneer ek en jy in die teenwoordigheid van die Here kom, omdat ons sy kinders is dit 'n ander manier van sit. Wil ek jou uitnooi in hierdie week om as te ware rustig in die Here se teenwoordigheid gaan sit, in sy liefdevolle Vader se teenwoordigheid te wees, en jou ore in te stel op wat hy wil sê. As die Here ons vanmôre ons hoor wanneer ons skuld bely, ons harte hoor, dan vergewe hy ons, dan maak hy ons vry. Dan sê ek neem jou sonde so weg, so ver as die ooste van die weste af. Want my liefde vir jou is groter as wat jy ooit kan dink.
Aanvaar die vergifnis van die Here. Kom ons staan dan en dan doen ons vanmôre ook saam die apostoliese geloofsbelijdenis. Kom ons staan en dan sê die volgende in die harte agter my aan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Jy is welkom om weer die plekke in te neem. As jy jou Bybel wil oopmaak, is jy welkom. Ons gaan saam lees uit Handelinge hoofstuk 1. Handelinge hoofstuk 1 en ons gaan daar lees vanaf die eerste vers. Handelinge 1 vanaf vers 1. Die eerste berig, Theophilus, het ek geskryf oor alles wat Jesus begin doen het en waaroor hy onderrig gegee het, tot die dag dat hy opgeneem is en nadat hy deur die Heilige Gees opdragte gegee het aan die apostels wat hy uitgekies het. Aan hulle het hy na sy lyding deur talle tekens getoon dat hy leef, toe hy oor 'n tydperk van 40 dae aan hulle verskyn en met hulle oor die sake van die koninkryk van God gepraat het. En terwyl hy met hulle saam geëet het, het hy hulle beveel: moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vader se belofte wat julle van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar oor nie baie dae nie sal julle met die Heilige Gees gedoop word. En toe hulle bymekaar was, het hulle hom gevra: Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? Maar hy het hulle geantwoord: dit is nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en in Samaria en tot aan die einde van die aarde. Toe hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle toe kyk en 'n wolk het hom uit hulle gesigsveld weggeneem. En terwyl hulle soos hy weggaan stip na die hemel bly kyk, staan daar met eens 2 mans in wit klere by hulle en vra: Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom soos wat julle hom na die hemel sien weggaan het. Daarna het hulle van die berg wat as die Olyfberg bekend staan en wat dig by Jerusalem was, 'n sabbatsreis ver teruggekeer na Jerusalem. En toe hulle daar aankom, het hulle opgegaan na die bovertrek waar hulle gebly het. Petrus en Johannes, Jakobus, Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matthias, Jakobus seun van Alfeus, Simon die Zeloot en Judas die seun van Jakobus. Hulle het almal eensgesind in gebed volhard, saam met die vroue en ook saam met Maria, die moeder van Jesus en sy broers. As teksgedeelte wat ek vir ons herhaal is dit wat staan by vers 4. Terwyl hy met hulle saam geëet het, het hy hulle beveel: moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vader se belofte. Bly wag op die Vader se belofte wat julle van my gehoor het. Ek lees tot daar. Broers en susters, ons hou mos nie daarvan om te wag nie. Wag is nooit lekker nie en in 'n ry te staan is nie lekker nie. Maar is iets wat maar deel van ons lewens is. En partykeer stil word en rustig raak en wag 'n baie goeie ding. Ek beleef in my eie lewe dat oomblikke wanneer ek 'n bietjie kan afskakel en net stil kan wees. Nie met iets besig wees noodwendig, iets in spesifiek dink nie, maar jou gedagtes eintlik net kan besig wees. Dit dikwels vir jou baie goed is. Dis mos asof 'n mens die Here se stem op 'n ander manier hoor. Buite in die natuur, wanneer jy die stilte ervaar, voëls wanneer voëls sing, wat altyd vir my iets is van die Here se sorg. Kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie, hulle maai nie, en tog sorg die Here vir hulle.
iets van die Here se teenwoordigheid wanneer jy die wind oorwaai. En jy nie die wind kan sien nie, maar jy die klank kan hoor partykeer, of die beweging van blare kan sien, om te sien die wind is besig om te waai. En die duif is 'n teken van die Heilige Gees. 'n Teken daarvan dat hy vir ons wil gee. 'n Teken van dit wat dalk hier gebeur het in Handelinge, toe die Heilige Gees uitgestort is en hierdie disippels 'n rigting gekry het. En net nou dalk meer iets oor die rigting in hulle lewens en wat hulle gekry het. Nou die uitdaging dink ek die hele tyd wanneer 'n mens met hierdie gedeelte besig is en oor hierdie beeld dink, wat kom eintlik uit 'n skildery uit wat iemand geskilder het, waar die duif dan op die rugleding van die stoel sou sit. Nou baie moeilik sou ons dit nou regkry vanmôre om 'n duif te kry om stil te sit op 'n stoel se rugleding. Maar die kanselkleed en dit pas nou baie mooi. Die vraag, waar's jy? Is jy in 'n plek in jou lewe? Is jou lewe en jou lewenspatroon, jou dagboek so ingeruim dat jy tyd maak ook waar jy in die Here se teenwoordigheid kan wees en dat jy die Here se stem kan hoor? Of is ek en jy so besig en ons programme so volgepak met een ding na die volgende, dat my tyd waar ek stil kan wees en na die Here kan luister, dalk te min begin raak? Jy sien, om in die stoel te kom sit en doelbewus op 'n plek te kom wees wat jou instel op die Here en om sy stem te hoor, is dikwels 'n geleentheid waar ek en jy hoor en waar hy met my en jou besig raak. Nou ons uitdaging van vir hierdie Sondag af is so 'n bietjie om te verstaan, wat is die aandeel van God se besig wees met my in my lewe en wat is God se aandeel? Ons kindertyd se prentjie is om iets te doen van kinders, van onderwysers wat van hulle kant af die bes probeer om die kinders se aandag te kry met hoe hulle praat, hoe hulle besig is, hoe hulle visuele hulpmiddels gebruik en. Maar ook die kinders wat op die ou end moet stil sit en luister en sal ek nou sê en moet wakker wees om te hoor wat is die onderwyser of onderwyseres besig om te doen. En in ons geestelike lewe is dit nie veel anders nie. Iewers is daar iets van die Here wat in sy groot genade alles doen. Ons sê geloof is 'n gawe van God wat hy skenk. Ons as gereformeerdes sê dis die Here wat ons red. Dis die Here wat ons roep. Die klem op sy deel van ons verlossing, sy aandeel. Maar iewers wanneer ons daaroor dink, dan weet ek en jy, maar ek en jy het ook iewers 'n stukkie aandeel. En of hierdie aandeel net doeteenvoudig is om gehoorsaam te wees, om te luister wat die Here vir my en vir jou sê, sodat jy dit kan gaan leef en dit deel van jou lewe raak. En of dit goed is in hoe jy jou dagboek inrig, of jy by die huis iewers 'n tyd maak wat jy 'n geleentheid gee om stil te gaan sit op 'n plek, jou eie binnekamer te kan hê en om daar te kan wees en net na die Here te kan luister. Of jy met jou koppie koffie op die stoep sit en of jy 'n Bybeldagboek lees en of jy in die aand voor jy gaan slaap 'n stukkie sal lees, sal oor nadink en watter musiek jy dalk in die motor luister en watter boek jy besig is om te lees en so kan 'n mens verskillende dinge doen. Een van dit is om in die kerk te wees. Want iewers het jy 'n sitplek ook binne in die kerk. En as jy hier is, gaan jy die woord van die Here hoor. Gaan jy die saamwees van gelowiges beleef. Gaan jy saam die Here kan juig en jubel en loof. Want jy's hier. As jy by die huis was en dit dalk net op die skermpie van jou foon gekyk het, was dit iets anders. En daarom hierdie ding van wie se aandeel is wat. In 'n sekere sin gereformeerd sê ons dis God wat alles doen. Dis selfs God wat my en jou harte werk om teenwoordig te wees, om kerk toe te kom, om stil te wees by hom, om daar te wees. Maar ek nooi jou uit vanaand, maak moeite met jou geestelike lewe. In die Church Life Survey se vraag was dit interessant hoe hoog dit getoets het dat gemeentelede sê dat hulle het in die laaste jaar geestelike groei in hulle lewens ervaar. Wat vir my opgeval het die 22ste Maart met my bevestiging is dat deel van die bevestigingsformulier wat gebruik is, daar ook die woorde was van dat 'n ou in jou eie verhouding ook moet groei. Dis nie 'n kwessie van die dominee het gearriveer nie.
Maar net soos wat ek geestelik moet groei en nader na die Here toe moet groei en meer soos hy moet raak, so is dit met elkeen van ons. En iewers is dit iets van 'n besluit in my en jou lewe ook, om te sê, ek wil dit doen. Ek wil elke dag dit doen wat ek kan, om in my verhouding met die Here te groei. Want jy sien, as jy dit nie doen nie, as jy nie daarvoor kies nie, is dit asof jy verder wegstaan. As jy vir die Here moeiliker hoor, as jy vir jy minder sy woord hoor, maak dit beslis nie onmoontlik vir die Here om in jou lewe te werk nie, maar om te luister, om gehoorsaam te wees. Hierdie disippels is disippels wat 'n klomp dinge beleef het. Vir so amper 3,5 jaar het hulle saam met die Here geloop, saam met hom gewerk, saam met hom gewees, verskillende dinge beleef. By 'n klomp van hulle was dit asof hulle die hele tyd nie verstaan waaroor dit gaan nie. Wanneer hier gepraat word oor die koninkryk, dan is die koninkryk wat hulle nou dink, is die van 'n nuwe Jerusalem, 'n nuwe Joodse volk wat nie meer onder ander volk se bewind is nie, maar wat op hulle eie staan. Dit vat hulle tyd om te begin verstaan dat hier gaan dit oor die koninkryk van die hemele. Hier gaan dit oor mense en hulle verhouding met die Here Jesus Christus, maak nie wie of wat hy is nie. Hier gaan dit daaroor dat ons hier in die stilte van die Here kom in sy teenwoordigheid om krag te ontvang. Die beeld sê in Jerusalem sodat julle krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En daar in die bovertrek is hulle bymekaar, die disippels, hulle word by name genoem, die vroue wat teenwoordig is, en daar staan hulle in gereedheid, en dan gebeur iets met die uitstorting van die Heilige Gees, iets wat hulle lewens verander. Nou dalk moet ek myself so 'n bietjie onderbreek voor ek verder gaan en net sê, ek en jy het almal selfone. Ek het dit vanmôre redelik maklik reg gekry, lyk my, om die ding op rekord te sit, want gereeld sukkel ek daarmee en verkeerd tot jy moet laat gly, wil ek amper sê. En daarom moet ons selfone gelaai wees. En om 'n selfoon te laai, moet jy hom, soos ons sê, op charge sit, op laai sit. Party praat nou al, hoor ek, van fast chargers. Dit moet vinnig gebeur. Maar as jy jou selfoon wil gebruik en met jou selfoon wil besig gewees, moet jou selfoon gelaai wees. My en jou lewe is nie anders nie. Ek en jy moet as te ware tyd in die teenwoordigheid van die Here spandeer om gelaai te word, om gecharged te word, om na sy stem te luister. Jy sien, wanneer ons dit doen, wanneer ons so herlaai word, en ons in die teenwoordigheid van die Here is, en dan besig is met iets, nie iets wat ek uitgedink het of gedink het, dis 'n goeie plan om te doen nie, maar wanneer ek na die Here se stem geluister het, en dat dit wat ek mee besig is, ek weet ek moet dit doen, nie omdat ek so besluit het, en omdat ek dink dis 'n goeie plan nie, maar omdat ek weet dis wat die Here van my vra, en wat die Here wil hê ek moet doen, dan is dit 'n ander verhaal, dan is dit 'n ander manier van doen, want jy glo, dit wat jy doen, is dit wat die Here roep om te doen. Dalk is die eenvoudigste manier om dit te verduidelik, iets wat skoolkinders dalk goed sou verstaan. Nou, is hier hoërskoolkinders, matrieks, wys vir my is die matrieks. Ons moet nou al wanneer julle begin dink, nee, hierdie is nou afdraande eindeksamen toe. Nou ek onthou toe ek matriek was, het 'n oom vir my die volgende gesê. Hy het vir my gesê, jy moet werk asof alles van jou afhang. Nou dis nogal 'n ding, nee, om te werk asof alles van jou afhang. Maar dan sê hy tweedens toe daarmee saam, maar jy moet bid, omdat alles van God afhang. So dalk moet ek nou vir die ouers van die matriek sê, bid, omdat alles van God afhang. Motiveer maar, laat hulle werk asof alles van hulle afhang. In ons geestelike lewe, om so besig te wees en so deel te neem, so tyd saam met die Here te spandeer, asof my eie redding, my eie geestelike groei van myself afhang. Maar om te bid en te weet, dis alles die Here se genade. As ek en jy in my eie lewens ervaring het dat ek kan groei, dat ek meer en meer word soos wat die Here wil hê ek moet wees, dan weet ek, dis omdat die Here dit gedoen het, dis sy werk. Kom ons gebruik 'n voorbeeld. In Handelinge is een van die name wat ons hier lees, die naam Petrus. En wanneer ons sou teruglees in die Bybel, in die vorige evangelies, dan lees ons van Petrus verskillende goed. Ons lees van Petrus as 'n visserman wat iewers op 'n dag deur die Here geroep word en hy begin om die Here te volg.
Ons lees 'n klomp goed wat Petrus gedoen het van 'n vinnige geaardheid, dat wanneer hulle die Here Jesus gevange wil neem, hy sy swaard uitneem en sommer 'n oor afkap in die proses, lus vir beklei wil ek amper sê. Maar mens hoor ook van Petrus wat vir die diensmeisie sê, en toe die haan kraai, ek ken hom nie. Ek weet nie wie dit is nie. En dan kom hierdie moment van die uitstorting van die Heilige Gees, die Gees wat Petrus se lewe verander. Jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor hom kom. En dan kry ons die gebeure na Pinkster, wanneer Petrus besig is om te vertel, te getuig, wat die Here gedoen het en wie hy is. En dan lees ons hoe 3000 mense tot bekering kom. Ons teenwoordigheid in die Here se teenwoordigheid. Ons daar wees, ons luister na hom. Ons, wil ek amper sê, so selfone gelaai word, gevul word. Maak dat ons op 'n ander manier leef en besig is wanneer ons buite in die wêreld leef. Dit maak dat ons 'n ander ingesteldheid het. Dat ons op 'n manier reageer. Vra vir die kinders so rukkie terug in die belydensklas, het ek hulle laat spel in Engels. So what do you do? En toe vra ek hulle vraag, what do you do when you get to a green light? En toe sê Bertie, nee, jy moet stop. Maar ek het vuil gespeel, want ek het hulle die woord pots agterstevore om laat spel. En toe hulle pot spel en moet antwoord, toe sê hulle stop. Al weet hulle by 'n groen lig moet jy ry. Wat in jou kop is, wat in jou gedagtes is, waarmee jy volgemaak word, gaan bepaal wat jy gaan doen, hoe jy gaan reageer in verskillende situasies. Dalk maak jy in jou lewe al soos 'n selfoon wat begin rooi wys en sulke geluide maak piep 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 om te sê sy battery moet gelaai word. Iewers daai ding van om medewerkers te kan wees in die koninkryk van God, om te doen dit wat die Here van my en van jou vra. Pinkster is so 'n week. Dis 'n week waarin ek en jy daai geleentheid het. Sondag is so 'n dag. Dis 'n dag wat ons sê die Here vir ons gegee het om op 'n spesiale manier om te dien, om tyd te hê waar daar nie 'n klomp ander aktiwiteite is wat ons tyd en energie in beslag neem nie. Dit verander ook maar mettertyd soos ons al besigger wil raak. Maar om in my en jou lewe die dissipline te hê om in die teenwoordigheid van die Here te wees en dat ons seker maak dat ons hom hoor, sy stem hoor en weet wat dit is wat ons moet doen. Sou jy kon dink dat 'n visserman met geen geleerdheid nie, 'n eenvoudige man eintlik maar, 'n Petrus, die een is wat die rots is waarop die Here sy kerk bou. Dat as jy iewers sou preek 'n boodskap lewer, 3000 mense tot bekering kom. Ek weet nie van min dominees in wie se lewens dit gebeur. Jy sien broers en susters, met die krag van die Here in ons lewens en die Here wat nie net in ons werk nie, maar ook deur ons werk, is dit partykeer dat die Here dit doen wat staan in Efesiërs. Efesiërs sê vir ons, julle is in staat om oneindig meer te doen as wat julle kan bid of dink. Nie uit jouself uit nie, maar deur die krag van die Here wat deur julle werk, is julle in staat om oneindig meer te doen as wat jy ooit kon bid of dink. Rek nou 'n bietjie jou gedagtes vanmôre. Dink 'n oomblik as jy probeer sê, wat is die grootste ding wat jy sou kon doen? En dan sê die Here, ek is in staat om deur my krag wat in jou werk, oneindig meer te doen as wat jy kan bid of wat jy kan dink. Dis so half of vir mense gedagtes wil vasdraai wanneer jy dit hoor. Dit wil vasdraai want daar's soveel goed wat ons 'n beperking opplaas. En sê dis te veel, dis te groot. Die Here kan nie dit doen nie. God wat in staat is om oneindig meer te doen as wat ons kan bid of dink. Aan hom kom toe die eer in die kerk. Die disippels het nie nodig gehad om 'n klomp snaakse goeders te doen nie. Hulle was dood eenvoudig gehoorsaam. Nadat die Here uit die hemel opgevaar het en hulle geseën het, het hulle daarna die bovertrek toe gegaan. Hulle was daar saam en luister 'n bietjie wat staan daar oor hulle saam wees. Daar staan hulle het almal eensgesind in gebed volhard, saam met die vroue en ook saam met Maria, die moeder van Jesus en sy broers. Dalk moet ek en jy 'n slag weer bid vir ons eie geestelike lewens. Dalk moet ek en jy weer 'n slag bid vir my kinders
vir ons eggenote se verhouding met die Here. Dalk moet ons bid vir ons vriende, vir mense wat vir ons werk. Vir wie se verhouding met die Here bid jy dalk vandag? En moet jy dalk bid? Want onthou, die Here het ons nie geseën net ter wille van onsself nie, maar ook om geseën te wees. Hierdie disippels ontvang nie die krag van die Heilige Gees, net dat omdat hulle kan sê, ons het dit en ons is dit nie. Hulle ontvang dit sodat hulle kan gaan en kan getuig en 'n verskil kan gaan maak in die wêreld waarin hulle leef. Amen. Ons Here, baie dankie dat U uit die woord uit met ons praat en dat ons so in die week voor Pinkster met mekaar kan besig wees en 'n stoel kan sien en die duif, die simbool van die Heilige Gees kan sien. En wat ons daaruit sien en wat ons hoor, Here, is dat ons weet dat U in ons lewens wil werk en wil besig wees. Dalk is die maklikste om te sê, help ons, Here, om na U stem te luister, om gehoorsaam te wees wanneer U praat en wanneer U met ons besig is. Here, ons bid vanmôre vir mense wat siek is in die hospitaal is, mense wat swaar kry, wat beproewinge ondergaan, mense wat verjaar en vreugde beleef. Elkeen van ons is op 'n ander plek in ons lewens met verskillende belewennisse. En hoe ongelooflik dat U by elkeen van ons teenwoordig is, elkeen van ons hart en gedagtes ken en weet, wat is dit wat ons bang maak, wat is dit wat ons opgewonde maak. Herlaai ons hierdie week, Here. Gee dat ons U stem sal hoor in die teenwoordigheid van die Heilige Gees, sal hoor hoe U met ons besig is en wat U wil hê ons moet doen en dat U eerste ware in ons lewens 'n nuwe koers en 'n nuwe rigting sal gee. Wees met ons in hierdie dag, Sondag, 'n rustige dag om in die teenwoordigheid te wees, om net te rus ook en weer gereed maak om in 'n week wat voorlê nie net 'n klomp werk te gaan doen nie, maar om vir U te kan getuig en vir U te kan leef. Dankie vir elkeen en hoe U in elkeen van ons se lewens werk. Seën ons. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.